Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan kyk hier op die laaste dag van Februarie 2025 na die baie besondere gedagte. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is, sê die apostel Paulus daar in Filippense 4 vers 11. Nou vriende, as ons dink aan die apostel Paulus, dan sien ons 'n paar baie belangrike sake raak. Hy sê ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. So met ander woorde, die apostel Paulus sê dit is nie iets wat van nature gekom het nie. Dis nie 'n natuurlike ding wat na vore kom in jou lewe dat jy vergenoegd is met jou omstandighede nie. Waarom sê Paulus dit? Kom ek lees vir u gou wat Paulus se omstandighede was. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid, oorvloediger, in sla, bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 hou op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors dikwels, sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Nou vriende, as ons hierdie lys bekyk, dan moet u en ek bely, ons het nie naaste by die stryd en beproewinge waardeur Paulus gegaan het nie. So die apostel Paulus kom in Filippense 4:11 en hy sê, ek het geleer. Dit was 'n proses waardeur hy moes gaan en hier het hy geskryf aan die einde van sy lewe. Heel moontlik 'n ou man, heel moontlik in die tronk van Nero, verhoor afwagtend en waar hy later sou sterwe vir sy geloof. Maar Paulus kyk terug oor sy lewe en hy sien al die ontberinge en dinge waardeur hy gegaan het en hy sê, die Here het my geleer om vergenoeg te wees by die omstandighede waarin ek is. Nou vriende, as ons moet kyk na hierdie ding van om te leer om vergenoeg te wees, dan sê Spurgeon, dit is 'n blom van die hemel. Hy sê so mooi. Hy sê contentment is one of the flowers of heaven, and if we would have it, it must be cultivated. So met ander woorde, hy kom en hy sê, dat wanneer ons vergenoegdheid in ons lewens sien, en dit begin groei in ons lewe, is dit nie iets wat van nature kom nie. Vriende, kom ons dink maar aan 'n tuin. Kom ons probeer gou vir u beskryf. As ons na 'n tuin kyk, dan sien ons dat onkruid en hierdie bossies en kakiebos goed is wat van nature groei. Hulle kom van nature voor in die tuin. Ons hoef dit nie te saai nie, ons hoef nie die grond om te spit en te bewerk en te bemes om onkruid daar te kry nie. Dit is iets wat van nature na vore kom. Dit is iets wat van nature opkom uit die grond uit. Die Bybel sê, nadat die Here die aarde vervloek het in Genesis, sou dit dorings en distels na vore bring. As ons hierdie tuin wil mooi maak, ons wil blomme insit, of as ons 'n land wil bewerk en saad in die grond insit om 'n oes te kry, dan moet ons baie tyd daaraan spandeer. Daar moet bemesting inkom, daar moet sekere water gegee word, daar moet mooi gekyk word na hierdie tuin of na hierdie land wat ons bewerk het. En vriende, dan kom daar 'n vrug na vore, dan kom die blomme na vore. En so kan ons geestelike lewe. Ons geestelike lewe, ons lewe eintlik oor die algemeen, is 'n tuin wat allerhande sondige dinge na vore bring. Begeertes is deel van ons lewens. Ondankbaarheid, murmurering, ontevredenheid. Dit is dinge wat van nature in my en jou lewe na vore kom. En dit was heel moontlik so in die lewe van Paulus ook gewees. En die Here moes Paulus kom leer deur allerhande omstandighede, deur allerhande ervarings en wedervarings, allerhande moeilikhede en uitdagings en dinge wat hy miskien nie te wagte was nie, om te leer om vergenoeg te wees. En vriende, dis presies wat die Here vanmôre vir ons wil kom leer. Ek moes ook in my lewe geleer het om vergenoeg te wees met dinge wat die Here oor my lewe toelaat. Partykeer siekte, partykeer finansiële verliese, partykeer mense wat in onmin met jou lewe. Jy leer om vergenoeg te wees. Partykeer uitdagings wat aan jou kant toe kom wat jy nie verwag het nie. Partykeer mense wat jou teleurgestel het. En dan leer jy om die oë gefestig te hou op die Here. Dan leer jy om te weet dat God vir jou afgeweeg het wat jy nou beleef in jou lewe. En dan groei jy ook geestelik. Want die Heilige Gees leer en lei ons om vergenoeg te wees in ons omstandighede. Vriende, weer eens wil ek vir u sê, om vergenoeg te wees, is nie iets wat van nature in ons lewens na vore kom nie. Om te weet dat dit wat God vir my nou afweeg is die beste vir my lewe, kom nie natuurlik in my lewe nie.
Ek moet werklik vir die Heilige Gees vra, soos ons gister gehoor het oor God se goeie Gees, vir hom vra, Here, leer my, lei my. U is die een wat my troos, U is die een wat my versterk, U is die een wat my onderrigting gee, U is die een wat my dankbaarheid leer, U is die een wat die vrug van die Gees in my lewe na vore bring, terwyl ek U woord bestudeer, terwyl ek in gebed op U wag. Here, help my. Soos Paulus sê, as 'n ou man het hy geleer om vergenoeg te wees. Hy moes deur al die prosesse van die lewe gaan, om by daardie punt uit te kom van dankbaarheid, van vergenoegdheid, om te weet dat die Here in beheer is, en die Here hom geonderrig het, in elke opsig, in elke stryd, in elke beproewing. En ek wil gou vir u lees wat staan in hierdie baie besondere Halleluja lied 314, want ek dink ook, die skrywer van hierdie Halleluja lied, het dieselfde beleef, of in 'n mate dieselfde beleef, as wat die apostel Paulus beleef het. Ek sê onlangs vir mense, ek bid baie keer, Here gee my ook 'n hart en 'n gesindheid van die apostel Paulus, want hy het in die voetstappe van Christus gevolg, en ek wil in sy voetstappe volg, soos hy in Christus se voetstappe gevolg het, om te leer om vergenoeg te wees, om te leer om dankbaar te wees, om te leer om God te vertrou, alles my omstandighede, hoe moeilik en hoe uitdagend. Hoor wat sê hierdie Halleluja lied 3 en 4, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos in beproewing oor sonde, meer smart, meer steun op my heiland, meer trou op hom let, meer vreugde in arbeid, meer krag in gebed. Vers 2 is belangrik, meer dankbaarheid gee my, meer rus in die Here, meer drang tot sy glorie, meer roem in sy eer, meer smart oor sy droefheid, meer heil uit sy wet, meer moed in beproewing, meer lof waar hy red. Meer reinheid skenk my, meer krag om te win, meer vryheid van bande, meer hemelse sin, meer vrug in die diens, Heer, meer werk vir u ryk, meer werksaam en heilig, u Heer, meer gelyk. Vriende, en ek dink, en ek wil daarmee afsluit, ek dink so aan die apostel Paulus, wat hierdie geweldige, vernederende ervarings gehad het, geslaan met stokke, deur die Jode, 5 keer 39 houe ontvang, en 99% van die tyd, vriende, het hulle geen grond of basis gehad, waarop hulle dit kon doen nie. Daar was geen aanklag teen Paulus nie, dit was weens sy geloof gewees. En nou sien ek die apostel Paulus daar in die binneste gevangenis sit, hy stikkend geslaan en sy voete vas in blokke, saam met Silas, en hulle sing lofliedere tot eer van die Here, en die gevangenis luister. En ek dink by myself, as ons meer vergenoeg gaan wees met ons omstandighede, en die wêreld kyk na ons, sal ons meer siele vir die Here wen. Want hulle sal sien ons is anders, ons tree anders op, ons praat anders, ons kla en murmureer, en is nie opstandig soos die wêreld nie, want ons 'n ander gees, die gees van Christus. En hy leer my, hy onderrig my, om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek dank die Here, daar is in ons gemeente van ons ouer mense, wat my so bemoedig. Hulle gaan deur operasies, hulle gaan deur hospitalisasie, en hulle kom ander kant uit, en hulle gee eer aan die Here. Hulle dank hom dat hy hulle deurgedra het. Daar is blydskap en vreugde in hulle siele. Daar is hierdie kosbare getuienis van ek het geleer om vergenoeg te wees. Deur al die herstelprosesse moet ek leer om God te vertrou. En sodoende bemoedig hulle ook vir ons, soos die apostel Paulus ons bemoedig. Hy sê daar in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En dan sê vers 12 vir ons, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. En ag vriende, is vir my so mooi, ek is tot alles in staat, deur al hierdie verdrukking, deur honger, deur oorvloed, deur al hierdie dinge het ek geleer, dat Christus in beheer is, en ek is vergenoeg, ek is tevrede, ek is dankbaar, ek vertrou my Vader, wat die beste weet vir my. Mag u en ek hierdie gesindheid in ons lewens koester, mag ons smag dat die Here hierdie vrug van die hemel in ons lewe na vore sal bring, dat hierdie blom van die hemel in ons lewens sal groei en duidelik sigbaar sal word vir ander, sodat mense na Jesus getrek kan word. Vriende, baie groete vir u, baie seën en liefde, en mag die Here ons ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Groete vir u, mooi dag verder, tada.